Ons weet almal die stadions is in die meeste gevalle wit olifante. Is die stad Kaapstad maar nie net vasgevang in hierdie onbegonne taak om 'n sinkende skip te probeer red nie, of is daar bewyse van onreëlmatighede en onverantwoordelike optrede in die vermorsing van belastinggeld? Ek dink nie daar is onreëlmatighede nie, maar die hantering daarvan skep vir my in Vryheidsfront 'n geweldige probleem. Kyk, laat ons net 'n stap terug gee. Meneer Blatter wat nou onder groot wolke van verdenking weg is by FIFA, of weggaan by FIFA. Hy is hier weg in Suid-Afrika met 39 miljard rand vir die sokkerorganisasie. En hy het ons gelos met die skuld vir die 9 stadions wat ons gebou het. Kaapstad se premier destyds, sy burgemeester destyds was Willem Zille. Sy het 'n onderneming gegee aan die belastingbetalers van Kaapstad, dat sy nie 'n bydrae meer as 400 miljoen rand sal gee namens Kaapstad om die stadion te bou. Toe die uiteindelike rekenings kom, toe staan Kaapstad in vir oor 1 biljoen rand van die 4 biljoen rand wat die stadion gekos het. Natuurlik sit hulle nou met daai wit olifant en hulle probeer om maak werk, maar al hulle pogings tot dusver was 'n totale mislukking. Ek het nou 'n vraag gevra oor wat was die kostes, inkomste uitgawe gewys oor die laaste 5 jaar, sedert 2010. En die sommetjie wat ek gemaak het, is dat die verlies wat gedra moet word deur die belastingbetaler van Kaapstad loop nou oor 1 biljoen rand. So dis 1 biljoen rand vir die stadion se bydrae, plus nog 1 biljoen rand vir elke ou klein toernooitjie wat hulle probeer aanbied. En elke een van hulle was nie 'n sukses gewees nie. U sê in die verklaring rakende die vermorsing van fondse by die Kaapstadse stadion dat indien daar nie nou gehoor gegee word aan die VF+ wat al sedert 2008 hieroor waarsku nie, die stadion 'n bodemlose put sal bly. Wat bedoel u hiermee? Wel, wat ek daarmee bedoel is die nuutste situasie waarmee ons sit is dat hulle die sogenaamde Cape Cup aangebied het. En daar was 'n geweldige poging aangewend om 2 oorseese spanne te kom kry om teen 2 lokale Suid-Afrikaanse klubs in Kaapstad te kom speel. En dit is waar die swak besluite inkom. Nie noodwendig miskien korrupsie, maar ek weet nie of daar korrupsie was nie, want dit kan ook 'n vraag word op die pad vorentoe. Maar die aanbeveling wat aan die burgemeester gemaak is, want die magte is aan haar gedelegeer om daai besluite te neem en dan word dit net gekondoneer deur die stad. Die voorstel wat die amptenare gemaak het, of die konsultante gemaak het, was dat daar sou 2 wedstryde gewees het. En hulle het gesê, daar sal 50.000 toeskouers wees. En 50.000 maal 2 sou vir die stad 'n inkomste gegee het van 3.4 biljoen rand. Om die kostes van 3.3 of 33.5 miljoen rand te betaal. Met ander woorde 'n verwagting geskep dat daar 'n wind sou wees van omtrent 800.000 rand. Die uiteinde van die saak is dat dit was so 'n totale mislukking. By die eerste wedstryd het 1000 mense opgedaag van die sogenaamde 50.000. By die tweede wedstryd was daar 16.000 mense, wat 3/4 van hulle aangery is, wat sekerlik nie eers betaal het om daar te wees nie, maar net om te wys dat daar iemand. Ons het nou die onderneming van die burgemeester en van die burgemeesterskomitee, dat hulle werk nou aan die finale geauditeerde syfers om dit beskikbaar te stel. En my vermoede is dat die kostes, die verlies, net vir daai event, gaan tussen 28 miljoen en 32 miljoen rand wees. Nou dis die tipe van ding wat ons teen waarsku. Wanneer hou ons dan op? Dan moet ons liever maar die hekke sluit van die plek. Want jy kan nie aanhou om net die verliese te dra nie, want die normale koste net om die bedryfs- en onderhoudskoste te betaal is 12 miljoen rand 'n maand. Nou dan moet ons daarby hou en nie verdere koste daarby byvoeg nie. En dit is wat ons vir hulle gesê het, kyk na die hele proses, dit gaan nie werk nie. Het die VF+ voorstelle om hierdie skip om te keer? Ja, dis goed dat mens nou uitwys waar die probleme is en hoe hulle dit hanteer en die mislukkings wat nou op die pad is. Is daar voorstelle wat gemaak kan word om te verseker dat die belastingbetaler nie aan die agterste speen gaan suig?
Jy sien aan die begin het hulle Stade de France aangestel met 'n ou Springbok rugbykaptein Morne du Plessis as die voorsitter daarvan om hierdie stadion te bestuur. Hulle het vinnig na die ding gekyk want hulle het die ondervinding van die Europese situasie waar daai stadions word 3-4 maal 'n week volgepak gebruik. En daai organisasie het binne maande besluit ons stel nie belang nie. Ons wil uit hierdie ding uitkom. Want niks gaan werk. So is baie moeilik om 'n voorstel te maak om 'n wit olifant te laat werk. Wat ons wel voorgestel het is dat of die ding moet afgebreek word, dat ons verliese sny, wat natuurlik 'n baie drastiese besluit is. Maar daar is 'n moontlike werkbare alternatief. En dit is dat die Westelike provinsie rugby wat nou by Nieuweland hulle rugby stadion het, waaraan hulle baie emosionele waarde heg, want dit is die stadion wat nou al jare in Kaapstad bestaan en almal weet Nieuweland is rugby. Maar daar is al met hulle gepraat oor die goed om hulle te vra om te skuif na die stadion toe sodat ons 'n anker hierder het wat ten minste die ding kan help volmaak. Want net rugby kan daai stadion volmaak. Sokker kan nie, daar's niks anders wat hom kan volmaak. Tensy jy 'n konsert hou, een van hierdie konserte wat hou, dan kan hulle miskien naaste by daaraan kom. My voorstel was, gee die stadion vir 'n rand aan die rugby-unie. Laat die rugby-unie dan hulle stadion verkoop, want hulle moet hom ook opgradeer, ek verstaan dat nie geld om dit te doen nie. Dat hulle daai stadion verkoop, hierdie stadion, Kaapstad stadion, rugbyvriendelik maak, met kommersiële hulp, restaurante en wat hulle ook al daarby kan voeg, sodat ons dit 'n werkbare ding kan maak wat moontlik kan finansiëel oorleef. Dan haal ons die albatros van die belastingbetalers van Kaapstad af. Ons help die rugby-unie uit hulle gemors omdat hulle nie hulle stadion kan opgradeer nie, die geld nie, en dan is dit 'n wen-wen situasie en dan dink ek is dit 'n oplossing. Dis die enigste oplossing wat ons op die tafel sit.